Goeiedag, ek groet jou in die kosbare naam van Jesus Christus. Die Bybel sê Matteus 21 vers 18 en 19. En vroeg in die môre, toe hy teruggaan na die stad, het hy honger gehad. En hy sien 'n vyeboom langs die pad en gaan daarna toe, maar hy het niks daaraan gevind nie, as net blare alleen. En hy sê vir hom, laat daar uit jou tot in ewigheid nooit weer 'n vrug kom nie. En onmiddellik het die vyeboom verdroog. Op die oog af lyk dit asof Jesus bietjie hard was op hierdie boom. Ek meen, dit was immers nie die boom se skuld dat hy nie vye gehad het nie. So hoekom het Jesus die boom vervloek? Jy sien, 'n vyeboom se vrugte groei voordat die blare heeltemal oopgaan. Maar toe Jesus die takke van hierdie boom deursoek het, het hy niks behalwe blare gekry. Jesus het die reg gehad om vrugte te verwag. En toe daar nie was nie, het hy die boom vervloek, omdat die boom voorgegee het om iets te wees wat hy nie was nie. Hier is 'n belangrike les vir elkeen van ons. Wees versigtig dat jy nie 'n indrukwekkende verskeidenheid blare vertoon in jou lewe sonder om werklik vrug te dra nie. Jy sien, dit verg meer as net 'n geestelike plakker op jou motor of om net te sê jy's 'n Christen, om ander te beïnvloed en vir Christus te wen. Die woord sê, wanneer die Heilige Gees in beheer is van ons lewens, sal hy die volgende vrug in ons lewens voortbring, soos in Galasiërs 5 vers 22 en 23. Liefde, blydskap, vrede, lankmoedigheid, vriendelikheid, goedheid, getrouheid, sagmoedigheid en selfbeheersing. Dit is die soort vrug wat God in ons lewens wil sien. Is dit die soort vrug wat vandag sigbaar is in jou lewe? Here, help my om die soort vrug in my lewe te dra, wat 'n weerspieëling is van u karakter. Nie net vir my eie voordeel nie, maar om 'n skynende lig in hierdie wêreld te wees. In Jesus naam bid ek dit. Amen.